Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. En ons is besig, of ons het begin met die reeks oor God se woordeskat. En wat hy wil hê ek en jy as sy kinders moet aanleer van hom af. En die eerste woorde is die woorde jammer, waar ons sonde kom bely. En ons gebruik Psalm 143, waar Dawid net 'n eerlike gesprek met die Vader het oor homself, oor sy lewe, sy omstandighede. Kom ons gaan kyk verder, Psalm 143, vers 3 en vers 4. Hy sê, my vyand agtervolg my, vertrap my teen die grond. Hy laat my in duisternis lewe, soos die wat lankal dood is. Ek het moed verloor, ek is stom geslaan. Ek wil hier vir jou die woordjie vyand verander met sonde, my swakheid, my gewoontes, my geheime sonde waarmee jy dalk speel, sonde wat jy jouself meer regverdig en sê ag almal doen dit en dis nie so erg nie. Ek wil hê jy moet sien hoe bely Dawid sy sonde en die effek wat sonde op sy menswees het, op sy lewe het. Hy sê, sonde slaan my teen die grond, sonde hou my in duisternis, dit laat my dood voel, dit laat my moed verloor en hou my stom geslaan. Ek weet nie van jou nie, maar dit is 'n perfekte beskrywing van wat doen sonde aan my. Dit slaan my teen die grond, ek is down, ek is depressief daaroor, dit hou my in die duisternis, nê. Ek kan nie met my lewe oopleef voor my vriende, voor my vrou, voor my kinders nie. Daar's geheime, ek het duisternis, ek steek goed weg en dit hou my stom, nê. Nou kan ek nie met die Here daaroor gaan praat nie. Ek voel skuldig daaroor. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. So, dis die effek van wat sonde met jou en my doen. Maar Dawid kom en hy wys ons, kom ons gaan praat met die Here daaroor. Kom hy vat dit reguit na die Here toe en sê Here, dis die effek wat sonde op my lewe het en ek wil met u daaroor praat en ek wil dit met u deel en die effek af, ek wil dit net wegkry. Dis die krag van sondebelydenis. As jy jou sonde begin bely, dan vat dit sy krag weg van geheimhouding. Dit vat sy krag weg van duisternis. Dit vat sy krag weg van stilte. Dit vat sy krag weg van dood. Dit ruil om en dit word lewe. So is die uitnodiging wat God na jou toe bring. Van het jy al agtergekom wat doen sonde aan jou? Soek jy die teenoorgestelde resultaat in jou lewe? Soek jy lewe en vreugde en lig en vryheid en sprankelend, dan sê hy, begin om eerlik jou sonde aan my te bely. En ek sal dit vergewe, want ek is 'n liefdevolle Vader. En Jesus het die prys vir jou betaal en het vir jou gesterf. En nou is daar vir elkeen van julle vergifnis vir jou sonde. Maar jy moet kom en dit eerlik kom bely. En sien wat doen sonde aan jou en hoe verwoes dit jou, sodat jy dit eerlik kan bely. Kom ons gaan doen dit nou saam. Hemelse Vader, ons sien so duidelik wat sonde aan ons doen, hoe dit ons doodmaak, hoe dit ons in die duisternis hou. Here, hoe dit verhoudings breek en Here, net die lelik in ons en deur ons na die wêreld toe uitbring, Here. Maar dankie vir die groot uitnodiging, kom en bely jou sonde en ek sal dit vergewe. Dankie daarvoor, Here. Ons wil kom jammer sê en dankie vir die nuwe lewe, die lig, die vryheid wat ons in Jesus Christus kry. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.